Goeiedag en baie welkom as ons stort so saam met die Here se teenwoordigheid en ons reis so 'n bietjie verder so uit Petrus se brief. Ons lees vandag 1 Petrus 1 en ons lees vers 13 tot 16. Ons het nou hierdie gehoor vir wie Petrus skryf is ouens wat hulle Romeinse en Griekse bure wat hulle ongelooflike vervolging en teenstand en dat hulle as vreemdelinge leef in hierdie wêreld. En ons hoor dit in die begin en dis amper 'n tema wat Petrus regdeur hierdie brief trek. En dan kry ons wat ons hoor die amper so 'n imperatief, 'n oproep, 'n uitnodiging, amper dit wat jy kan gee as 'n wapen waarop jy kan optree ten spyte van jou verdrukking. As dat ons Christus se weg ken, as ons sien wat hy daar in die tuin en voor sy gevangenes doen, dan waar Petrus die swaard uittrek en dat hy daar vir Petrus sê, dis nie hoe ons omgaan nie, dis nie die manier hoe ons werk en hoe ons hierdie met vyandskap en met vervolging omgaan nie. En ons teksgedeelte is hierdie paar verse en ek lees saam met jou graag. Hierdie oproep om heilig te leef. Wees daarom verstandelik wakker en nigter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Die woorde uit Levitikus 11, wees heilig, want ek is heilig, is dat 'n mens gereed, op 'n gereedheid grondslag is, wakker, ingesteld om heilig te leef, om as mense te leef wat afgesonder is, sodat, dan is juist in hierdie afgesonderdheid, dat 'n mens, is eintlik die ironie, die vervolging in die gesig staar. En dan hierdie absolute belofte om deel te hê aan die genade by die koms van Christus. Om aan sy genade deel te hê. En in elke lewenswandel. En ek dink dit is nogals moeilik as 'n mens in elke lewenswandel afgesonderd en op 'n baie spesifieke manier anders leef as wat die wêreld om ons dat wat ons beleef en raak sien en ook met ons medegenote wat saam met ons 'n ruimte, 'n stad, 'n spasie deel. Hierdie oproep om heilig en onberisplik of verstandelik wakker te wees. Mag die Here vir my en vir jou lei en indrig, sodat ons so kan leef as mense wat heilig is, wat afgesonder is, sodat God daardeur verheerlik mag word. Kom ons vra hom ook daarvoor, om ons daarvoor so gereed te maak. Wonderlik die Here, ons weet dat ons uit onverganklike saad nie gebore is, en ons is uit middele wat veel kosbaarder as goud en silwer is ons losgekoop ook. En het ons 'n nuwe identiteit ontvang. As mense wat verstandelik wakker en heilig afgesonder mag leef. Mag dit vir u glorie bring, mag dit u verheerlik, maar mag dit ook die koninkryk laat kom. Ons bid dit
in U wonderlike naam. Amen. Mag jy so verder ook Petrus se woorde gaan navolg om heilig te leef. Mag dit 'n mooi dag vir jou wees. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.